Dood en lewe is in die mag van die tong. Mense maak die fout en hulle dink is baie keer net hier. Nee, daar's 'n stem hier binne in jou wat praat, wat met jouself praat. En die hartseer is, jy glo jouself. Die een persoon wat jy die meeste glo, is jouself. En nou maak ons die fout om te dink, ag, dis nie so ernstig nie. Ek kan maar sommer net 'n ding vir my sê, dis nie so ernstig. Maar jy moet pas op, die duiwel besef wat in jou lewe kan gebeur, wat se krag in jou werk as jy jouself glo. Want onthou, daar's 'n krag wat werk vir hom wat glo. Positief of negatief. Nou sê Jakobus en hy sê, ons maak almal baie foute. Maar 'n mens wat sy tong in toom kan hou, kan dit ook met sy hele liggaam regkry. En dan kom Jakobus en sê, die tong is soos 'n roer van 'n boot. Hy sê die wind kan sterk waai, 'n seilboot soek sterk wind, maar die stuurman stuur daai boot waar hy wil met daai klein roer. En dis wat met jou ook gebeur. Daar kan klomp goed om jou gebeur, maar jou lewe word gestuur deur hierdie tong wat hier binne in jou is, waar jy met jouself praat. En die hartseer is, dat die duiwel kom en gebruik dit baie keer teen jou. Jy dink dis oulik en jy praat 'n klomp goed, maar eintlik praat jy die dood oor jou. En ek wil jy moet besef, die krag wat daar in jou is, die krag wat hierdie woorde het, dat jy moet dink dit wat jy praat. Hoor wat sê vers 6, Jakobus 3 vers 6, die tong is ook 'n vuur, soos 'n vuur. Dit is vol dinge wat jou verhouding met God kan bederf. Dit kan jou hele lewe in vlamme laat opgaan, want die duiwel steek dit aan. En ek dink dis wat die duiwel reg kry. Ek dink hy's vasgebind. Ek dink hy kan jou nie fisies iets aandoen nie. Maar wat die duiwel doen is, hy praat die heeltyd met jou. Hy skiet vuurige pyle op af. Hy sit dalk sy vuil vingere, druk in jou gedagtes in. Hy praat die heeltyd. Onthou, sien die prentjie dat as iemand wat vasgebind is, hy kan nog steeds praat. En wat doen die duiwel? Hy's die heeltyd besig om met jou te praat. Want as hy dit reg kry, dat jy negatiewe goed sê, as hy dit reg kry om leuns te sê, as hy dit reg kry om dood te praat, hoef hy niks te doen nie. Dan kom ons en sê ons, die duiwel het my lewe vernietig. Eintlik is dit jy wat toegelaat het, die duiwel, daai tong van jou in die brand steek, en dit brand jou hele lewe. Dit vernietig jou hele lewe gaan op in vlamme, as gevolg van dit wat jy sê. So, hierdie klein stemmetjie binne in jou, is al so sterk, jy glo hom so, en die oomblik as daar geloof bykom, is daar 'n krag wat werk daar binne in jou, en die duiwel is uit om jou te vernietig. En pa, ma, jy 'n bietjie luister wat praat jou kind. Jy vir jou kind sê, man, jy praat nonsens, jy lieg, jy praat nie die waarheid nie, jy moet die regte ding begin sê, jy moet die regte goed begin glo, jy moet reg praat, want anderste word hy groot, en hoe ouer hy word, en hy bly dieselfde ding sê, is dit 'n negatiewe ding, wat hy bly sê. En die waarheid is, iemand sê so mooi, hy sê, we suffer more in our imagination than in reality. Want imagination, hierdie verbeelding is hierdie prentjies, hierdie stem wat praat hier binne in jou, en jy suffer baie meer as wat die werklikheid is, want jy praat nie die waarheid nie, jy sê goed wat nie die waarheid is nie, jy sê goed wat verkeerd is. Hy sê, our life is what our thoughts make it. Dit wat my gedagtes, my lewe is dit wat my gedagtes maak. En nou praat ek met myself. Nou moet jy pas op, dat die duiwel steek dit aan die brand. Dan wil ek jou vra, om nie toe te laat dat die duiwel dit aansteek nie, om nie te sê wat die duiwel sê nie. Sê dit wat God se woord sê, sê dit wat God praat. Nou gaan jou Vrydag leer, duidelik vir jou vertel, wat jy moet doen, en jy moet dit toepas. Maar ek wil jy moet besef, daar's 'n krag wat werk, daar's 'n krag wat binne in jou is, en dis jou tong, dis jou stem, dis jy wat beheer het, niemand anders nie, dis jy. So dis jou eie skuld, as jy na die Here, as jy na die duiwel luister, en luister na die Here nie. En ek vra jou asseblief, om op te hou, om so sleg te praat oor jouself. Begin goed te sê wat God sê. Begin net 'n skrif kry, memoriseer die skrif van die Here en doen dit. 'n Skrif wat naby my hart is, Johannes 3 vers 17. Hy het nie gekom om foute uit te wys nie, om my te veroordeel nie. Hy het gekom om my te red. So die Here veroordeel my nie, hy red my.
Dankie dat jy luister. Jy's 'n great blessing.